Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Dit is weer 'n groot deel van wat my hart baie energie, dis baie lekker. Man, baie welkom. Ek hou van baie praat en so die Here het gesê word 'n prediker en toe dis nou wat ek doen. Ek praat baie. So ek hoop jy geniet vanaand. Ek sal graag 'n koffie met jou wil drink as jy nie is na die tyd so. Maar as jy bang is vir my is fine. Daar's ander mense wat nicer is. Maar dit is lekker wees om jou te ontmoet. Andersins skop ons af met ons reeks deur Handelinge. Wat ek is bitter opgewonde vir wat die Here gaan doen deur hierdie boek. Ons het laas jaar deur die boek van Kolossense gewerk en ek kon tangibly voel hoeveel groter Jesus was na daai boek. En ek het amper dieselfde gevoel van Handelinge. Ek dink God gaan iets reëel in ons gemeente inbou soos wat ons deur hierdie boek werk. En ek sien net soveel so uit daarvoor. Hierdie gaan verseker 'n langer reeks wees. So ek wil vinnig iets noem oor eksegese. So eksegese is 'n baie soos 'n vers vir vers ontleding van God se woord. By Ligpunt en by Aandiens, maar by Ligpunt, ons groter gemeente, glo ons God se woord staan bo oor ons. Eksegese is 'n manier hoe ons maak net die boek oop en wat ook al daai verse sê, ons preek dit, ons deel dit, dis nie ons woord nie, ons het nie 'n agenda nie. Ons weet nie wat Handelinge noodwendig vir ons gaan sê nie, ons het 'n idee, maar ons vir vers deur die boek werk. En wat kom en ons moet dit hoor en ons moet onsself onderdanig maak daaraan. En so dis dalk foreign vir party van ons, maar dis eintlik 'n baie belangrike manier hoe ons sê, okay, ons weet nie wat kom nie, maar ons weet ons moet daai stuk wees en ons gaan vertrou dat God se woord bo ons is. En so wat kom moet kom en ons gaan onsself onderdanig daaraan maak. En so Handelinge is 'n voorbeeld van 'n eksegetiese reeks waar ons net deur die boek gaan werk van begin tot einde. Ons gaan breuke vat, ons gaan na ander goed kyk, maar dit gaan ons challenge. Dit gaan ons challenge. Ons moet weet dat daar gaan goed uitkom maar dis die punt. Dis nie my woord nie en Christendom is nie iets wat vir my is nie. Ons moet onsself onder die woord sit en toelaat dat die woord ons shape. En dis alles net om te sê ek sien verskriklik baie uit vir wat God deur hierdie gaan doen. Om ander goed hierdie jaar doen, maar oor die algemeen gaan hierdie ons boek vir die jaar. As ons soos ons deur dit werk, moet dit nie mis nie. Ek gaan vir ons nou inspring, maar ek wil graag weer bid en vir God se woord. Ons kan nooit genoeg bid nie, so kom bid saam met my. Almagtige God en Papa Vader, dankie vir u woord. Dankie vanaand met ons wil praat deur die woord. In die naam van Jesus Christus en deur die Gees. En ek wil bid, ontmoet ons waar ons is. Heilige Gees kom en vat daai goed wat ons aandag wil aflei, vat dit weg. Heilige Gees kom en maak ons harte oop vir die woord. Hierdie is u woord en ons kan dit nie verstaan as u nie deur die Gees ons harte kom oopmaak vir dit nie. En ontmoet ons waar ons is, Vader. U weet wat diep in ons harte krap en pla. As die krag van die woord kom en ons ontmoet waar ons is. En mag dit vrugte dra, nie net in ons lewens by ons nie, maar in die lewens van ons vriende en ons familie en in die res van Pretoria. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Soos wat ons na die eerste paar verse kyk van Handelinge, is die groot vraag vir vanaand, wat het Jesus se beweging, soos die Jesus movement, okay? Wat het Jesus 'n massiewe beweging moontlik gemaak? Ek sou selfs waag om te sê dat die Jesus movement, die golf wat gekom het vanuit Jesus uit, die grootste, aaneenhoudende, 'n mees suksesvolle beweging is in die wêreld. Ek sou waag om dit te sê. Ek dink nie daar is 'n beweging wat al meer impak gehad het op die wêreld as enige ander trend, fad, move, nee, ek dink hierdie is sonder twyfel, al is jy gelowige of ongelowige, die grootste beweging wat die wêreld nog ooit getref het. En dit het nog nooit opgegroei nie. Dit breek deur elke land, maak nie saak of jy gaan doodgaan daar nie, op 'n manier kom die evangelie daar uit. Dit sê klaar vir my iets. Dit breek deur elke taal, wat ook verstommend is.
Dis nie soos 'n westerse ding nie, dit hoort nie aan nie. Dit is hierdie ding wat amper vir die hele mensdom is, dit breek deur elke taal, elke kultuur. Maak nie saak hoe verskillend kulture is nie, dit breek deur. Die evangelie en die Jesus movement, Jesus kom daar uit en dit bring verandering oral. Ons sien Handelinge waar dit begin, waar dit so gegroei het vanuit die vroeë kerk uit dat Christendom het die hele Romeinse neem. Dit het net groei, soveel so dit het al die gevestigde godsdienste wat daar was omgegooi. Soos die ander godsdienste het nie 'n kans gestaan nie. Want die waarhede en die rykheid van Christendom het dit het hulle omgegooi. En die groot vraag is, hoekom ek altyd sê is, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Hoe is dit moontlik? Wat het hierdie beweging soveel krag gegee dat dit selfs tot vandag toe suksesvol is? Wel ek wil vanaand vir ons 2 redes gee vanuit Handelinge 1 tot 5. Ek sal sê dis 2 crucial bestanddele wat reg in die begin deel was van die Jesus movement wat hom juist soveel krag gegee het dat dit die grootste aaneenhoudende kragtigste beweging is wat die wêreld nog ooit beleef het. 2 crucial bestanddele. Waarsonder ek dink dit sou platgeval het as hierdie goed nie deel was van die beweging nie. En die eerste ene is so die 2 is en ons gaan hierna kyk. Die 2 is convincing truths. Convincing truths. Many proofs. Die ESV sê many proofs. Jy kan sien in vers 3 staan daar convincing truths. Daar's waarhede wat absoluut oortuigend is. En dis die eerste bestanddeel. En die tweede ene is die krag van die Heilige Gees om verandering te bring. Die krag van die Heilige Gees om verandering te bring is die tweede ene. Nog 'n manier hoe ek dit wil sê is dit sal duidelik wees soos ek deur gaan, maar die eerste history en die tweede ene is ek wil sê regeneration. Soos die Gees kom en doen iets. Maar die ander ene is daar's net geskiedenis, daar's feite, daar's goed wat gebeur het en so dis die 2 goed wat ons gaan sien uit die teks uit. Maar omdat ons die nuwe reeks begin en veral hierdie verse wil ek net stil staan met 'n bietjie konteks. Ons kan nie God se woord uit konteks uitvat nie. Ons moet die agtergrond lees, dis belangrik. En so ons sien in vers 1 dat Handelinge is eintlik deel van 'n sequel. Ek weet ons lees nie baie boeke nie. Julle moet meer lees. Ons moet almal meer lees. Maar ons generasie lees nie regtig boeke nie. So julle sal dalk nie verstaan wat ek bedoel nie, maar dis soos die tweede boek lees in 'n reeks. Of soos imagine jy lees Harry Potter en jy begin by die 3de boek. Soos ek voel vir jou soos 'n klomp inside jokes wat jy nie verstaan nie, want jy weet nie wat in boek 1 of in boek 2 gebeur het nie. Jy gaan voel jy dit uit. En dis presies wat Lukas in vers 1 dadelik probeer doen. Hy sê wow, moenie by Handelinge begin nie. Hier is die sequel, hier is boek 2, jy moet boek 1 gaan lees. Jy moet die volume gaan lees, The Gospel of Luke, wat ek geskryf het. Jy kan nie verstaan wat hier aangaan as jy nie die Gospel of Luke, my eerste werk, gaan lees nie. En so ek dink dis belangrik vir ons om dit te sien. Hy sê in vers 1, I wrote past tense about all that Jesus began to do. Okay, began to do and teach until the day he was taken up. So ek het klaar geskryf oor wat Jesus begin het, began to do. Okay. En nou in Handelinge gaan ek begin skryf oor wat Jesus nog meer besig is deur sy mense en deur sy kerk. sien julle dit? Hierdie is die sequel. Hierdie is waarmee hy oomblik mee besig was, maar hy het klaar iets gedoen waarop hierdie huidige werk gebaseer is. En die punt is, ons gaan net nie kan verstaan. Ons gaan net nie die rykheid van Handelinge verstaan as ons nie verstaan dat alles vloei uit Jesus se lewe, sy leringe, sy dood en sy opstanding nie. Alles. Handelinge maak nie sin sonder Jesus nie. Dis baie karakters en baie mense sal sê die Heilige Gees is die hoofkarakter
Daar's Petrus hier, Paulus hier, die disippels hier, die kerk hier, die kerk in al die plekke van die vroeë westerse wêreld of oosterse wêreld. En die een ding wat alles bymekaar trek in die boek van Handelinge is Jesus. Oor en oor en oor is hy die sentrale alles wat gebeur. Hy is die een waarna hulle heeltyd terugverwys. En so dit wil sê, Handelinge is nie soveel oor die Heilige Gees of oor die disippels nie, maar dit is oor Jesus. Dit is oor sy lewe, leringe, sy dood en sy opstanding, maar spesifiek al wat Handelinge gaan uitwys is die implikasies van daai goed. Okay, dit is die uitvloei van alle. Okay, so Jesus het nou hierdie ding gedoen. Nou wat beteken dit vir die wêreld? Daar was daar's 'n Lukas se groot storie oor Jesus. Jesus het opgestaan uit die dood uit. Wat beteken dit? Ons gaan dit nou sien in Handelinge. Jesus het doodgaan in die kruis. Hy was oorgehandig aan wat beteken daai goed? Wat beteken daai goed? Hoe verander dit die kerk? Hoe verander dit die wêreld? En wat beteken dit vir die koninkryk van God? So die beste manier om dit te verduidelik, ek dink julle verstaan wat ek sê, maar ek dink dit help is om te sê as hier soos 'n massiewe klip is wat jy gaan laat val in die middel van 'n dam. En daar's hierdie golwe wat uitvloei vanuit daai punt. Handelinge is die golwe, okay? Handelinge is die golwe wat vloei vanuit daai groot klip van die kruisdood van en die opstanding van Jesus. En ons gaan sien hoe hierdie golwe net nog nooit ophou het nie. Dis nie golwe, dis 'n tsunami wat die wêreld getref het. Nou Jesus se kruisdood en opstanding is 'n tsunami wat die wêreld getref het. En dit het nog nooit opgegroei nie. En dit is die grootste movement in die hele wêreld en ons gaan sien hoekom. En dit is net 'n bietjie konteks vir ons. Daar's nog so baie goed wat ons gaan uitwys. Maar ek gaan dit los vir die res van die reeks. So kom ons spring in punt 1. Convincing truths of many proofs, okay? Convincing proofs. Die eerste een van die twee noodsaaklike bestanddele wat hierdie beweging soveel krag gegee het. Okay? Paulus skryf of Lukas skryf in hierso vanaf vers 3. After his sufferings, so after his sufferings, Jesus presented himself to them, the disciples en sy volgelinge, nie net sy disippels nie, and gave them many convincing proofs. In ESV say many proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke to them about the kingdom of God. Dis vers 3. So wat het die beweging soveel krag gegee? So wat hierdie beweging soveel krag gegee het, is dat iets radikaal het gebeur in geskiedenis. Wat mense se lewens so geruk het, nê, dat golwe veroorsaak het. Okay? En dis Jesus se kruis. Dis soos ons sien iets soos hierdie wanneer ons dink aan 9/11, okay? 9/11 het Amerika vir altyd verander. Niks was ooit weer dieselfde na 9/11 nie. Of selfs COVID, hierdie is werklike geskiedkundige gebeurtenisse in tyd en plek. En dit het so 'n effek op die samelewing dat niks ooit meer dieselfde is nie, maar die verskil is 9/11 en COVID en hierdie goed gebeur in geskiedenis, dit het 'n effek, maar die implikasies van hierdie goed is nie groot nie. Soos dit het 'n effek, dit verander altyd en vir alles, maar die aard van Jesus se bediening, die goed wat hy gesê het, was so groot, nê? So radikaal dat as dit waar is wat hy gesê het, dan gaan die wave net soveel groter wees, die effek gaan soveel groter wees. Maar die verskil is, daar's hierdie oorweldigende getuienis van wat Jesus gedoen het. En die punt is, 'n beweging het nie soveel krag wanneer dit net bloot 'n mite is of 'n storie of 'n legende is nie. Dis die goed wat die meeste krag dra en die grootste effek het op is goed wat in tyd en in plek en in geskiedenis gebeur. En dis wat ons sien met Jesus se convincing proofs. Daar's hierdie oorweldigende getuienis van Jesus se lewe, van sy wonderwerke, van sy dood, maar meer as al daai is daar many proofs, convincing proofs van sy opstanding. He presented himself. Jesus het doelbewus gegaan om homself te wees.
soos 'n PowerPoint presentation. Hy het 'n presentation gaan lewer van kyk, hier is ek. Julle het my gesien op die kruis hang, julle het my gesien doodgaan, maar kyk nou hier staan ek. En hy het spesifiek vir hulle probeer oortuig dat hy lewendig was. Daar is baie geskryf in die laaste 20 jaar wat regtig 'n huge deal maak van Jesus se opstanding en die bewyse daarvoor dat dit 'n geskiedkundige event was. Daar's soveel argumente want daar's so baie geskryf in die laaste 20 jaar hieroor. Maar dis soos Paulus se lewe is 'n bewys. Daar's die disippels en teorieë agter die disippels se hoe hulle behavior. Daar's die Romeinse soldate, daar's ou Joodse geskiedkundiges wat geskryf het 30 jaar na die laaste apostel dood is. Daar's Saties, daar's die vroeë kerkvaders. Ek kan praat nie. Lukas was selfs 'n dokter wat hierdie skryf. Hy was 'n dokter en sy hele werk is gebaseer op hoogs geleerde navorsing en getuienisse. As daar een persoon wat sou gesukkel het om te glo dat Jesus vanuit die dood uit opgestaan het, want hy was 'n dokter. Maar hy gaan praat met mense, hy doen hierdie navorsing. Nou al hierdie goeders wat geskryf is in die laaste 20 jaar is eintlik 'n reaksie teenoor 'n ander beweging in mainstream scholarship, dis mainstream, waar soveel mainstream scholarship, universiteite, History Channel, hulle neem nie die data in ag nie. Soos daar's soveel van hierdie mense wat selfs ongelowiges begin skryf oor die bewyse van Jesus se opstanding, want hulle mense voel net sterk dat mainstream scholarship in sekulêre sirkels nie die data regverdig analiseer nie. Okay? Inteendeel, hulle maak heeltemal te veel van teorieë wat hoogs onmoontlik is om te bewys. Hulle neem glad nie die data in ag, veral as dit die moontlikheid inhou dat daar 'n wonderwerk plaasgevind het nie. Hulle skryf dit net af voor hulle kyk na die inligting. Dit kan nie wees nie, dis nie moontlik nie. So enigiets anders moet waar wees. Enigiets wat lei tot die konklusie dat Jesus regtig uit die dood uit opgestaan het is net weg. Ons neem dit nie eens in ag nie. Hierdie soos ek gesê het, universiteite en op die History Channel, ek love die History Channel, maar ek love nie wanneer hulle daai awkward advertensies ingooi en van soos the letter that was hidden in the Bible. Dis 'n slegte voorbeeld. Of soos the greatest secret the disciples didn't tell us. Dis dalk 'n geheim want jou teorie is gebaseer op niks nie. Rarig, daar's hierdie verskriklike beweeg oor hoekom hierdie goed nie sin maak nie, maar daar's soveel scholarship, daar's soveel goeie, legitimate scholars wat geskryf het oor die bewyse vir Jesus se opstanding. En al hierdie is om te sê, die hele Israel het Jesus gesien op die kruis. Hy het daar gehang. Hy was die Messias genees het. Almal het na hom toe gevlok, daar was crowds heeltyd om hom, ons lees daarvan. En toe hy hang aan die kruis, toe kon mense dit nie glo nie, want hy was supposed om ons te bevry van die Romeine, en nou het hy toegelaat dat die Romeine hom hang aan die kruis. 10.000e op 10.000e mense het gesien hoe hy hang aan die kruis. Hulle het gekruis dra. En na ure van hang aan die kruis het hulle gesien hoe die spies deur sy sy gedruk word en hoe hy doodgemaak word. Sy liggaam was toegedraai en nie na 'n dag nie, nie na 'n uur nie, na 3 in die graf. Het almal geweet hy's dood. Die disippels was gescatter, hulle het nie geweet wat om met hulle self te doen nie. En toe kom present hy homself aan hulle. Met die doelpunt om te wys vir hulle, hy was ook nie 'n dag by hulle, dan dit kon dalk 'n droom gewees het. Hy was vir 40 dae met sy disippels gelewe en gewandel, juis om die belaglikheid van nie waar is nie dood te maak. Soos Jesus het geweet mense gaan sê hierdie is nie reël nie. So hy het nie 'n dag gebly nie, hy het vir 40 dae gebly juis om die punt te maak dat hy regtig uit die dood uit opgestaan. Rarig. Hy het rarig uit die dood. Hy het saam met sy disippels gelewe, geëet, gewandel vir 40 dae met gate in sy hande. Met 'n sny in sy met hy.
En hy het nie net homself gewys aan sy 12 disippels nie, hy het homself bewys aan al sy volgende. Hy het 'n massive following gehad, buiten vir sy disippels. Ons lees, en ons het dit klaar gelees, maar lees 1 Korintiërs 15, vanaf vers 6 af, lees saam my. Ek gaan nie daai eerste stukkie weer lees nie, maar dis belangrik. Vers 6, after he appeared to the 12, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though they have fallen asleep. Soos wat Paulus probeer sê, is gaan praat met hulle. Dis wat hy probeer sê. Hy sê, daar is soveel wat gaan getuig dat hulle die resurrected Jesus gesien het, gaan praat met hulle. Gaan toets hierdie, ek weet dit klink belaglik. Natuurlik klink dit belaglik, maar gaan praat met hulle, gaan toets wat ons sê. En dit proofs wat die beweging soveel krag gegee het. 'n mite, 'n legende, 'n mooi storie met 'n oulike lesie. Dit doen nie wat, maar wanneer jy iets beleef in tyd en in plek en in geskiedenis, wanneer iets jou so hard tref dat jy weet nie wat om met jouself te doen nie, dit verander alles. En jy het dit gesien gebeur. Dit verander net, dit soveel krag, nê. Dis vanuit hierdie plek uit, nê, wat Jesus se beweging vlam vat. Vanuit 'n radikale event wat in tyd en in plek plaasgevind het. Kyk, mense is oor die algemeen redelik dom. As ek is insluitend aan daai mense. Maar ek dink ons is nie so dom nie. As daar gapings is, as daar leuns is, as daar 'n agenda is, dan is daar 2000 jaar se geskiedenis van agendas wat loop het, van bewegings wat al doodgeloop het. Maar nie Jesus se nie. Lee Strobel is 'n ateïs gewees, en sy storie is een van, ek haat Christene, ek wil niks kerk nie. En sy familie bid vir hom en almal bid vir hom en eventueel raak hy so geïrriteerd met die mense in sy lewe wat hom probeer oortuig van Christendom. Hy sê, ek gaan julle wys. Okay, ek gaan nou vir julle wys. En hy gaan doen navorsing oor Jesus se opstanding om vir sy familie te kry. En in sy soektog om hulle verkeerd te bewys, word hy 'n gelowige. En Lee Strobel sê in the Case for Christ, sy boek, sê hy, we have to ask, why no other first century Jew who has millions of followers today? Why isn't there a John the Baptist movement? Why of all first century figures, including Roman emperors who calls God, ek sit dit net by, maar dis waar, is Jesus still worshipped today while others have crumbled into the dust of history? Hoekom? Want Jesus se lewe, dood en sy opstanding, sy leringe, sy identiteit as die seun van God wat gekom het om die wêreld te red, dit het regtig gebeur. Die feit groot groep mense goed beleef het wat hulle letterlik nie kon verduidelik het nie. Soveel so dat hulle bereid was om hulle lewens, is dit net na hierdie het Saul wat Paulus geword het Christene begin vervolg en doodmaak. En hoe gaan daai gesprek? Daai gesprek gaan dood. Ek kan nie, ek het hom gesien. Ek kan nie. Ek het hom gesien. En dan word Christene doodgemaak. As dit 'n leuen was, sou dit druk uitgekom het. Maar die waarheid het uitgekom onder daai druk van jou lewe. En die waarheid was, ek het hom gesien. Hy was hier, hy lewe. Ek het myself 'n bietjie herhaal van punte af, maar ek wil regtig sê, hierdie moet ons laat wakker skrik. Hierdie moet ons regtig laat wakker skrik. Ek bedoel, dis regtig maklik vir ons om te lewe in kerk, in sirkels, selfs in 'n Bybelstudie of van hierdie emotions het groot geword, maar eintlik lewe jy asof Jesus 'n groot storie is. Eintlik lewe jy asof dit is 'n oulike storie van 'n ou wat oulike teachings gehad het. Ja. Dit kan nie wees nie. Dit is nie. Hierdie is geskiedenis. Dit wat Jesus kom doen en sê het verander letterlik alles oor hoe ons moet dink aan die lewe en aan die dood en waarvoor ons lewe.
En dis die punt, omdat Jesus se leringe letterlik alles verander, toe mense sien dit waar is, toe het dit alles verander, en dit het die grootste begin wat die wêreld nog ooit gesien het en nog ooit beleef het. En as jy net daaraan dink vir 'n oomblik, as iemand claims, soos Jesus kom maak, oor ek gaan die dood oorwin. Nee, hy maak die grootste claims, ek gaan die dood kom oorwin. As jy nie jou claims kan vervul nie, dan gaan mense vir jou sê, okay, ek's klaar met jou, ek gaan aanbeweeg. Jesus is nie 'n sales pitch nie. Kerk en die evangelie, dis nie 'n sales pitch wat vir jou sê kom en lewe 'n oulike lewe hier by ons wat beter is vir jou nie. Nee, die claims, die waarhede wat ons aan vashou wat sê die dood is oorwin. Jy hoef nie meer die dood te vrees nie. As Christendom nie kan volhou nie, if we can't deliver, gaan dit platval. Maar dit het nog nie, en duisende gelowiges kan vir jou oor en oor sê, van die vrede wat kom, wanneer hulle veilig voel in die kruisdood van Jesus. En dat hulle werklik nie dood bly, die grootste vyand en die grootste probleem wat ons samelewing, wêreld, die mensdom nog ooit gaan teekom, die dood. Dis en bang voor gaan bly. Maar Jesus deliver times. En hy doen dit al vir 2000 jaar. En hy verander nog steeds mense se lewens. En dit is die krag van Jesus se beweging. En ek wil vir julle sê, kom, vra jouself die vraag, hoe lyk dit om regtig te lewe? Hoe moet jou lewe verander as Jesus regtig die seun van God is? Wat die finale oplossing is vir julle. Vir jou gebrokenheid, vir my gebrokenheid. Hy gaan die wêreld kom nuut maak wanneer hy terugkom en die wêreld kom oordeel en almal kom oordeel wat nie vergifnis in hom gevind het nie. Hoe moet jou lewe te verander as dit waar is, want dis waar. En dit moet ons bietjie ongemaklik maak, dit moet ons bietjie laat wakker skrik. Ons moet bietjie ons lewens analiseer en sê, yes, hierdie waarhede, hierdie beweging is te groot vir my om op die sideline te bly. Hierdie waarhede, hierdie beweging is te groot vir my om net op die sideline te bly. Dis die eerste bestanddeel van Jesus se beweging. Die tweede ene. Ons sien dit in vers 4 tot 5, the promise of the Spirit. Okay. The promise of the Spirit. So die een as hierdie kragtige beweging. En daar's seker nog baie, maar ten minste wat ons in hierdie teks sien, is die een is dit iets in geskiedenis gebeur het wat die wêreld verander het, en die tweede ene is hierdie belofte oor die Gees wat gaan kom in vers 4 of 5. Jesus praat met sy disippels, hy is op pad op hemel toe, hy gaan opvaar, hy gaan hulle los. Hulle weet nie wat om te doen nie. En in vers 4 praat Jesus met sy disippels en hy sê vir hulle, do not leave Jerusalem, okay? Moenie uit Jerusalem uitgaan nie, but wait for that my Father promised, which you have heard me speak of. Vers 5. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So 'n groot deel van ons kennis oor die Heilige Gees onmenslik verdiep en ek kan nie sien, ek kan nie soos dit gaan amazing wees. Maar omdat ons so baie daaroor gaan praat, elke teks wat ons teekom oor die Heilige Gees, ek wil net iets spesifieks hier uitlig, sodat ons nie van alles wat nog kom nie. En die spesifieke ding wat ek hier wil uitwys, is dat die rede hoekom Jesus se beweging so sterk was en hoekom dit so vlam gevat het. Die rede hoekom niemand dit kon keer en tot vandag toe die rede hoekom niemand hierdie beweging kan keer nie, is omdat hierdie belofte van die Heilige Gees, God die Heilige Gees, ek sukkel. Die rede hoekom niemand hierdie beweging kon keer nie, is vers 5. Dis hierdie idee, for John the Baptist baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Okay, dis hierdie idee van daar's 'n geskiedenis aan die Heilige Gees, okay? Die Heilige Gees het nie uit die bloute uit ontstaan en nou is hy hier nie. Daar's 'n lang storie wat volg tot by hierdie plek uit waar ons is nou in Handelinge. Okay? Daar's hierdie idee van daar's 'n ou manier van dink, Johannes die manier van dink, doop met water. En dan is daar iets heeltemal nuuts wat kom. En hierdie ding wat nuut is wat kom is die belofte van die Heilige Gees. En
Hy het gedoop met water, julle gaan nou gedoop word met die Heilige Gees. In vers 5 sien ons oud Johannes die Doper versus nuut. En Jesus sê, wag vir hierdie belofte. Wat is hierdie belofte? Waarvoor ons moet wag, waarvoor die disippels moes wag. Ons het dit klaar ontvang. En dis is Esegiel 36. Ons baie tekste wat ek kan lees, maar hierdie verduidelik dit die beste. Esegiel 36, lees saam met my. Hierdie is die profesie oor die koms van die Heilige Gees. Die belofte waarvoor Jesus sê die disippels moet wag. I will sprinkle clean water on you. God wat praat, né? I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my, hoofletter, spirit. Die Heilige Gees, God, die Heilige Gees. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Die konteks is eintlik dat die groot probleem wat wat God teekom wanneer hy met Israel doen het, is dat hulle geestelik dood is. Hulle neig heeltyd soos 'n kar wat se wheel alignment uit is. Ek sê dit altyd. Hulle neig van die pad af. So jy moet so ry en hulle is net heeltyd so van die pad af. Afgode, sonde. Hulle is geestelik dood. Hulle kan nie in die beste wat die Israeliete vir God kon gee, kon hulle nie God dien. Soos wat gehad het hy moes nie. En so die Here sê basies in Esegiel 36, of ek gaan julle heeltemal moet vernietig, want daar is geen hoop vir die hart wat julle in julle dra nie, of ek gaan julle self diep moet kom skoonmaak van hierdie sondige neiging. I will sprinkle you clean. I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all impurities and from your idols. Die idee water kom weer hier uit. Maar ons sien duidelik dat in Esegiel, dit praat nie letterlik van water nie, dat die mense kan skoon skrob met water nie. Hierdie is 'n diep skoonmaak wat kom wanneer 'n dooie hart wat gevalle is in sonde uit jou uitgehaal word en 'n nuwe hart vir jou gegee word. 'n Hart wat kan lewe vir God. 'n Hart wat wil lewe. 'n hart wat nie net wette wil volg en reëls wil volg nie, 'n veranderde lewe. 'n letterlike veranderde lewe. Nou, hoe sit God hierdie nuwe hart in ons? Weer, 20. I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will remove the heart of stone. I'll give you a heart of flesh. I will put my spirit in you. Hoofletter S. Wat probeer ek vir julle wys? Die spesifieke ding wat Jesus se beweging van die begin af soveel krag gegee het. En ek dink nie ons kan onsself indink hoeveel krag die beweging gegee het oor al die eeue nie. Maar dis die Gees gekom het dit letterlik mense se lewens radikaal verander. Soveel so, jy kan dit nie verduidelik nie. So Johannes die Doper het kom doop met 'n Ou Testament verstaan van die doop. Hy het the way prepare. He prepared the way. Hierdie is nie van die kerk nie. Toe Johannes die Doper mense gedoop het, was dit nie kerkdoop nie. Dis iets anders. En dis moet kom mense 'n bietjie deel. Johannes die Doper mense doop, toe doop hy hulle in water letterlik om hulle skoon te maak van sonde. Maar dit was hierdie Ou Testament verstaan, dit was nog so 'n bietjie oppervlakkig. Mense voel van Jesus, dit was reg. Maar die comparison is dat as Johannes die Doper kom doop het met water, dan gaan Jesus kom doop met die Gees en hy gaan jou diep binnekant skoonmaak. Hy gaan jou diep binnekant skoonmaak soos geen ander ding ooit kan doen nie. Dis wat vers 5 beteken. Wag vir daai oomblik, disippels, want dit gaan die Jesus beweging krag gee soos jy nie kan droom nie. Johannes het gedoop om sonde af te was. Jesus van die buitekant, Jesus het kom doop om vir jou 'n nuwe hart te gee. Die Gees het nie net sondes kom afwas nie, dit het letterlik dooie mense lewendig gemaak. Ja, ons kan stry tot ek blou is oor die opstandes en die geskiedenis daarvan. Ons kan stry tot ons blou is oor wat ook al jy wil as jy sukkel om te glo. Maar tot vandag toe kan niemand stry.
met die radikale natuur van mense wat se lewens omgekeer is deur die evangelie nie. Niemand kan stry met die veranderinge wat die Heilige Gees kan bring in mense se lewens nie. Mense wat glo in Jesus se kruisdood en die Gees kom, dis wat gebeur. Wanneer jy glo, gebeur dit met jou wat met die disippels gebeur het. Jy word gevul met die Gees. En jy is net nooit weer dieselfde nie. Die krag van Jesus se beweging lê in die getuienis op getuienis van 2 mense wat se lewens omgekeer is. 180 grade verandering na 180 grade verandering van mense se lewens. Ek was hiertoe, nou is ek hier en ek kan dit nie verduidelik nie, maar Jesus het my lewe gered. Ek praat van maak die kerk dood eendag en hy word Paulus die ander dag en hy preek nou vir Jesus, dieselfde Jesus wie hy vervolg het. En daar's soveel stories oor al die eeue van mense wat lewendig gemaak is deur die Gees toe glo in Jesus se kruisdood. Dit is onverklaarbaar. Hierdie was die krag van Jesus se beweging. En dit is tot vandag toe die krag van Jesus se beweging. Die feit dat daar regtig iets gebeur het in geskiedenis en die feit dat die Gees tot vandag toe nuwe lewe bring en mense se lewens omkeer op maniere wat hulle net nie kan verklaar nie. En ek wil net vir ons sê weer eens. Vandag glo die God wat hierdie gedoen het daai tyd. Selfde Jesus en in dieselfde Heilige Gees. En dieselfde belofte staan en dieselfde kruisdood van Jesus en opstanding van Jesus staan daar vir ons en dieselfde uitnodiging word gemaak. Glo. Lê jou neer. Hoop vashou aan jou manier, volg sy manier. Repent and believe. Sê jammer vir jou manier en jou afgoderry en jou sondes en draai na hom toe. En die Gees gaan kom en gaan vir jou nuwe lewe, soos iets wat jy nog nooit beleef het nie. En wanneer jy dit besef dat dit dieselfde Gees is, dieselfde Jesus is, dieselfde God is, wat jy besef is dat ons hier, ons is 'n direkte koneksie met wat gebeur het in Handelinge. Daar's soos 'n direkte, ons is nog deel van die golf. Die golf wat hier begin was, ons is direk gekonnekteer aan dit en so ook die universele kerk reg oor die wêreld. Is deel van dieselfde beweging. En dit hou net nie op nie. Ek wil jou laastens net aanmoedig soos ek afsluit met as jy nie glo nie. Waarvoor wag jy? As jy nie glo nie, kom praat met ons. Kan ek jou regtig uitnooi om 'n stap te neem om ernstig, as daar iets nog tussen jou en 'n stap van geloof staan, kan jy asseblief met ons kom praat hieroor. Die natuur van die goeders waaroor ons praat is net te groot vir jou om net nog langer terug te sit en niks te doen daarin nie. Kom praat met ons. Kom ons praat net gou deur hierdie goed en vat 'n stap ten minste in daai rigting om ernstig oor wat dit beteken om Jesus te volg, werklik as sy disipel. En die ander ding wat ek wil sê is as jou hart bietjie koud is, kan ek vra, kan hierdie net weer bietjie lewe in jou geloof inblaas? Dit is deel van die kragtigste beweging in die wêreld. Moenie meer op die sidelines sit nie, dude. Wat doen jy? Hoe kan jy ons Jesus eer en eer wat hy aan ons gedoen het? Hoe kan ons by my vraag? Hoe kan ons disippels wees wat disippels maak? Weereens van die aard van die goed wat ons mee deel, die geskiedenis daarvan, die krag van die Gees, vir die verandering van Pretoria. Hoe draai jy by? En ek wil weereens sê, om echt dieselfde bestanddele wat betrokke is hier, wat ons sien in die begin van Jesus se beweging, in die begin van Handelinge, daai selfde bestanddele is nou nog deel van sy beweging. Ek wil vir julle sê, met 'n klein handjievol disippels, die wêreld kon verander, dan kan hy deur ons aandiens, deur hierdie klein geloofsgemeenskap, hy kan Pretoria verander, 100%, ek glo dit in my hele hart. En so kom ons aandiens, kom ons begin hier met Handelinge, met hierdie oortuiging dat soos ons deur hierdie boek werk, ons gaan 'n kerk wees wat Handelinge, ons gaan aanhou bou wat die kerk begin het in Handelinge. Ons gaan die koninkryk aanhou bou, soos wat dit begin was, hier. Kom ons bid saam. Almagtige God en Papa Vader, ons kom weer eens die Gees om
om ons oë oop te maak vir die realiteit van die dinge waarmee ons hier te doen het. En so ek vra vir dit, Heilige Gees, kom en maak ons oë asseblief oop vir die realiteit van hierdie dinge, en vir hoe groot dit is, hoe belangrik dit is. Ek bid dit vir ons wat dalk nog nie glo nie, maar ek bid dit ook vir die wat sy harte dalk bietjie koud voel. Heilige Gees, beweeg ons in aksie in, beweeg ons om 'n response te maak, om te reageer op hierdie waarheid, om iets te doen daarmee en om nie meer op die sidelines te sit nie. Maar beweeg ons as kerk hier by Aandiens en by Ligpunt om deel te vorm van hierdie beweging, vir die redding en vir die verandering en verbetering van die stad van Pretoria waarin U ons geplaas het. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.